Goeiemôre radioluisteraars. Kom ons bid net en dan hoor ons wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Abba Vader, baie dankie dat ons kan stil raak vanoggend voor U. Here, ek glo dat U vir elkeen van ons 'n boodskap het. Here, 'n boodskap om ons harte aan te raak, presies waar ons nou is. Om ons gedagtes aan te raak. Here, dat as ons klaar geluister het na die boodskap, dat ons regtig net kan getuig. U weet alles, U luister en U is die Here wat help. Dankie Jesus daarvoor. Amen. Vanoggend se woord kom dan uit Eksodus 14 vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Wees nie bang nie, staan vas en kyk na God se verlossing. En vers 14, wat vir my persoonlik baie beteken, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Moses het egter vir die volk gesê, hou op om bang te wees, staan vas net waar julle is. Julle gaan vandag sien hoe wonderlik die Here julle gaan red. Daardie Egiptenaars wat julle vandag daar voor julle sien, sal julle in der ewigheid nooit weer sien nie. Staan maar net stil, die Here sal in julle plek veg. As ons daaraan dink, die brullende leeu loop om en om ons, wat ons weet wat die vyand is, op soek na 'n plek waar hy ons kan verslind. En die woord van die Here sê, dat God ons dophou. Waarvoor hou hy ons dop? Hy kyk vir daardie tye waar ons gaan stil staan, waar ons onsself moet, kan jy sê, regruk, om van hierdie vrese ontslae te raak. En toe vra die Here vir Moses, Eksodus 14 vers 15, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, hulle moet wegtrek. En daar het ek geskryf, moenie net bid nie, doen iets. Hierdie is God se bevel aan my as 'n gelowige, vir tye waar ek gekonfronteer word met omstandighede en buitensporige moeilikhede. Jy weet, daardie skrif wat sê, God se gedagtes is nie ons gedagtes nie, en sy weë is nie ons weë nie, is so 'n kragtige gedeelte, wat ek absoluut net hier kan inbring. As ons in 'n tyd gaan, van bang wees en van vrese, dan is dit vir ons as mens 'n plek, waar ons so swak is, maar waar ons so desperaat is. En gewoonlik sal 'n mens dan dink, maar nou moet die Here my help, so moet hy my help. Maar hierdie gedeelte sê vir ons, dat God gesê het, julle moet stil raak, want ek sal vir julle stry. En vanoggend wil ek regtig vertrou op Heilige Gees, om elkeen van ons te help, wat in omstandighede kom, wat jy voel, ek kan dit nie hanteer nie, ek gaan dit nie maak nie, ek is te bang, ek sal nie deur hierdie ding kom nie. Ek wil hê, jy moet weet vanoggend, dat die Here alles weet. Wat het God uit die Israeliete se huise gehoor? God moes gehoor het, hoe hulle gesê het, hulle is moeg om in die land van slawerny te wees. God moes gehoor het, hoe hulle daarna verlang,
om God vry te aanbid en nie onder hierdie gode te staan wat in Egipte is nie. Hy het gesien elke dag hoe hulle harde slawe arbeid moes gedoen het. Wat sien God by jou en by my? Want of ek kan 'n slaaf wees, of ek kan soos die Egiptenaars wees, slawedrywer. En tussen hulle het God een gesoek. En dis ook wat ek net nou vir jou gesê, die brullende leeu loop al rondom jou plek, kyk waar jy jou kry 'n swak plek, om jou te verslind, om jou te verskeer. God kyk vir daardie deeltjie wat so klein is soos 'n mosterdsaadjie geloof. Want as hy dit vind, en hy weet, ons gaan na hom toe, ons weet, hy's 'n beloner van die wat hom soek in geloof, dan sê die woord vir ons, terwyl daar biljoene mense nou is, deursoek God se oë die hele aarde, nie soos wat ons geleer het, om uit te kyk, hoe hy ons kan straf nie, maar om uit te kyk, waar ons op hom vertrou, sodat hy ons kan seën. Hy het een tussen hulle gesoek. There are some things God takes you through to destroy some things chasing you. Romeine 6 vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Farao het hierdie Israeliete agterna gesit, want hy het gedink hy besit hulle. Maar God het deur Moses vir Farao gesê, vir jou Farao en vir jou Egiptenaars is hierdie volk slawe, maar vir my is hulle uit my eersgebore seun, so raak aan my eersgeborene en ek sal aan joune raak en hulle doodmaak. Eksodus 4 vers 22. Dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgeborene is Israel, daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgeborene laat sterwe. Een ding moet ek en jy nooit doen nie. Ek weet baie mense sal vir jou sê, die vloek moet teruggestuur word, as daar iets op jou lewe is. Maar dis nie wat God sê nie. God sê, die wraak sal hom toekom. En as jy hierdie gedeelte lees, is dit wat God vir Farao eintlik sê, jy moenie aan my kinders raak nie. As jy aan my kinders raak, sal ek aan jou kinders raak. Daar staan hulle voor daardie Rooi See. Hulle is gereed om deur te trek. Voor hulle lê hierdie Rooi See. Agter hulle hoor hulle hierdie waans van die Farao en hoe hulle gechase word deur dit. En dalk, luisteraar, is jy in hierdie week op 'n plek wat voor jou is vir jou onmoontlik, en wat agter jou is, maak dit vir jou onmoontlik om deur te gaan. Ek wil hê jy moet jou indink in daardie situasie waar hulle was. Hier het hulle nou uit Egipte uit vrygekom. Hulle is besig om uit te trek. In ons mind, wanneer ons bid, het ons 'n ander prentjie, hoe God ons gebede sal verhoor. Die Israeliete het nooit daaraan gedink, dat wanneer hulle getrou sal wees, en net daardie bloed van die lam vat, en dit aan die deurkusyn smeer, dat hulle agter die bloed beskermd sal bly. Sien as goed wat die Here vir ons sê, wat vir jou en vir my onmoontlik klink. En nooit maar nooit
beantwoord God ons gebed, soos wat ons dit vra nie. Hy antwoord dit nie in ons tyd nie, hy antwoord dit nie soos ons vra nie, hy antwoord dit soos wat dit sy wil is. En dit is baie keer vir ons die moeilike plek, want ons weet hierdie ding is agter ons, maar ook ons weet ook hierdie water is voor ons, hierdie diep water wat ons moet deurgaan. En ons weet nie hoe gaan ons dit maak nie. So, hulle het as slawe, het hulle hierdie water genader. Maar toe daardie see gesplit het en oopgegaan het, toe Moses sy staf opgelig het, soos wat God vir hom gesê het, lig op jou staf, en hy water maak oop, so kom die Here en hy sê vir jou, hy sal vir jou pad maak, hy sal vir jou dit oopmaak. Ek en jy verstaan nie hoe hy dit gaan doen nie. Ek wonder wat het hulle gedink toe Moses sy staf oplig. Ek wonder wat het uit hulle uitgekom, was hulle tjoepstil gewees, want baie keer maak vrees ons tjoepstil, of het hulle daar gerebelleer, het hulle daar gesê, vandag gaan ons almal verdrink. En hier kom die transformasie, in plekke waar ek en jy nie weet hoe gaan ons dit maak nie. Waar hy sê, a renewing of your mind moet gebeur. Hier kom die transformasie van renewing your mind, wat werklik die realiteit gaan bepaal van waar jy in gaan lewe, van wat jy was, of wie jy is, of tot wie jy gaan word. Ons sien mense uit ons verlede uit, daardie triggers wat ons inhaal, dit gaan af asof ons nog steeds daardie ou mens is. Daardie mens wat jou seer gemaak het, daardie mens wat jou te nagekom het, daardie mens is nog steeds daardie trigger wat afgaan in jou lewe. En toe wat gebeur? Hulle deur dat die Rooi See gegaan het, was dit 'n goeie plek vir hulle om te verdrink en dood te gaan. Maar wat het God gesien in sy plan? Dat dit 'n goeie plek is waar die Farao en al sy magte kan verdrink. Die woord kom en hy sê vir ons, like a flood, God will raise up a standard. Hierdie woord moet ons baie mooi verstaan. As hy sê like a flood, God will raise up a standard, dat ons verstaan, dis nie die vyand nie. Baie goed wat gebeur, is situasies wat God gaan gebruik om ons in 'n beter plek te sit. As ons in daardie plek is, dan sien ons dit nie regtig so raak nie. Jesaja 59 vers 19 sê, en hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die Here aandrywe. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Daar's nie een mens wat nie iets moet face, wat jy nie daardie vrese het nie. Ons vrees dalk, wanneer gaan hy transaksie deurkom? Ons vrees dalk, wat gaan die diagnose wees? Ons vrees antwoorde. En daardie goed voel vir ons soos die vyand wat op ons afkom. Daardie goed verlam ons in vrese wat ons nie weet watter kant toe nie. En hier sê die woord, en is iets wat ek baie keer al gehoor het, wat mense verkeerd gebruik. Luister mooi. Die volgende word altyd gesê, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up against him. When the enemy shall come in like a flood. Die enemy is nie die flood nie. Die enemy het nie die lewende water se kant nie. Die enemy
het geen water nie. Want dit is wat God se woord sê. As die vyand uit jou uitgaan, dan sal hy in waterlose plekke wees. En daarom moet ons die skrif lees, soos wat die Heilige Gees dit aan ons openbaar. En terwyl ek hierdie gelees het jare terug, toe die Heilige Gees oor my gekom het, toe besef ek, when the enemy shall come in, like a flood. Die enemy is nie die flood nie, maar lees jy die woord weer. When the enemy shall come in, like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. So, toe daardie water gesplit het, het ek en jy kom by daardie plek wat God se woord sê. God se woord is skerper, kragtiger as enige tweesnydende swaard. Dit bring skeiding tussen siel en gees, tussen murg en been. Nou daar waar jou sielsdimensie is, daar is die Farao, daar is sy chariots, daar blaas hy in jou nek, daar is die plek van slawerny, daar is die plek van onthou, daar is die plek van ek voel soos 'n mislukking, daar is die plek van hierdie van gaan my lewe ooit verander, gaan daar ooit iets beter gebeur, moet ek regtig so sukkel, moet ek altyd in hierdie omstandighede wees, elke keer moet my lewe 'n geveg wees. Dis daardie deel uit jou siel uit, wat daardie split moet kom, van God se tweesnydende woord, en jy moet hierdie woord vat, dat dit kan skeiding bring, want in jou geesdimensie, daar is jy kragtig, daar is jy sterk, en dan kom die woord, en die woord sê vir jou, hier, by jou sielsdimensie, hier waar jou emosies is, jou verstand is, jou gevoelens is, daar is die chaos, daar is dit dikwels dit wat in jou gedagtes aangaan, die files wat opkom, wat jy onthou, hierdie woorde wat jy oor jouself spreek, en dan moet ons uit Heilige Gees se kant uitkom, en dan weet, as die vyand hierdie deel van ons lewe gebruik, wat ons swak deel is, hierdie deel, waar God se Gees in ons is, binnekant in ons gees, daar moet ons in gees en in waarheid begin bid, daar moet ons begin bid, uit geloof uit, daar moet ons God begin sien, daar moet ons kan verstaan, maar as God wil hê, ons moet vry wees, en hy het sy seun vir ons gestuur, sodat ons kan vry raak, dan moet ons by daai plek kom, when the enemy shall come in, like a flood, van die kant af, van jou gees se kant af, like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Laat hierdie vloed van die Here, van die Heilige Gees sal kom, en daardie enemy wat in jou siel is, sal terugdruk, totdat jy uit jou verstand uit besef, maar ek moet elke gedagte gevange neem, ek moet dit gehoorsaam maak aan Christus Jesus. Wat kan ek maak, as ek nie kan terugtrek, of kan terugval, of retireer nie? Ek kan nie vorentoe gaan nie, ek kan nie agtertoe gaan nie, en ek is geblok, en is daardie gevoel wat jou so in captivity vat, wat jy voel, ek kan dit nie maak nie. Die woord sê vir my dan het ek gekom by 'n plek, wat ek moet sterk staan. Nie ek Leo nie, uit my siel uit nie, maar uit my gees se kant uit, daar waar Heilige Gees is, daar waar die woord sê, hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. En die beste wat ek kan doen is om te wag, te luister na my Here, want dit is die tyd waar baie mense met opinies sal kom. Dis in al die opinies sal die duiwel ook vir jou nog kom woorde gee van moedeloosheid. Maar wat sê God? Hy sê, skep nuwe hoop en moed. Laat jou gemoed hernuwe word. Hoe? Christ-like. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle beproef wat die goeie, die welgevallige, die volmaakte wil van God is. Hy sê, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Moenie tuis raak in die plek
om dood te spreek en die lewe te spreek nie. Nee, laat die Gees van God jou van binne af nuut maak. Laat hy jou manier van dink verander. Dan sal jy ook weet wat sy wil is en hoe jy elke dag moet oorgee. Lafhartigheid sal vir jou sê, keer terug. Lafhartigheid sal vir jou 'n sienswyse gee, waar jy so bevrees is vir 'n mens. Hierdie deel van die lewe is moeilik. Dis moeilik as jy by 'n plek gekom het van magteloosheid. Maar vanoggend kom die Here na jou toe en dit is hoekom jy die boodskap moet luister. When the enemy comes in, like a flood, God will rise up a standard against him. Vrese, wat is jou vrese vanoggend? Wat is daardie rooi see voor jou? Wat is daardie wat jy weet moet oopgaan? Wat is daardie deurbraak wat moet oopgaan? My mens, dis nie net om skriffies te quoteer nie, maar dis om regtig in te gaan en te weet, dis net die Here wat my kan help. Wat is daardie vyand wat agter jou is? Daar's altyd daardie gesegde, tussen die duiwel en die diep see. Dit is waar jy is. En dis letterlik elke dag waar ons bevind, is in daardie moeilikheid. En wat vir my so kosbaar is, dat God vir Moses gesê het, soos die volk hulle sien, sal hulle nooit weer sien nie. En dit is my gebed vir jou. As jy oor jou skouer kyk, en jy kyk terug, en jy sien daardie goed wat vir jou kom, sê God se woord vir jou, jy sal dit nooit weer so sien nie, soos jy hulle sien. En dat ek en jy sal gaan vandag, deur die bloed van Jesus Christus, en deur sy liggaam, om ander kant uit te kom. En dat ek en jy weet, wat vir ons nie moontlik is nie, is vir God moontlik. Hy sal kom, en hy sal getrou wees, en hy sal regverdig wees, en hy sal jou vooruitgaan, en hy sal jou agterhoede wees, en hy sal hy water toemaak. Nie omdat dit ons is wat lekker kry, oor ons vyand se val nie, want die woord waarsku ons teen dit. Hy sê, moenie jou verlekker in dit nie. So baie keer, dan sal ons altyd sê, elke hond kry sy dag. Ek wil vir jou vanoggend amper sê, moenie eers daar gaan nie, los dit net in God se hande. Gee jy die goed net vir hom, dan bedien ek jou vanoggend met die bloed van Jesus Christus, dat jy vanoggend sy bloed sal drink. En as die vyand agter jou is, en jy weet, daar's soveel brokke in jou hart, daar's soveel magteloosheid, daar's soveel woede, daar's soveel goed wat vanoggend net in jou opstaan, soveel seer, soveel onregverdigheid, dan kan jy vanoggend net kom en jy kan sê, Here Jesus, dankie dat ek u bloed kan drink vanoggend. Want Here, as ek u bloed drink vanoggend, dan maak dit vir my 'n pad oop deur hierdie see. Dan kom u krag binne in my op. Dat jy jouself ook sal vergewe as jy moet. Jy vir God ook sal kom en sal sê, Here, vergewe my. Waar jy stikkend is en waar jy seer is, gebruik die liggaam van Jesus Christus. Vertel hom van jou seer en weet, as jy sy liggaam binnekant in jou geneem het, hy weet presies wat jy deurgaan. Hy weet hoe jy voel. Hy weet van alles. Kom ek bid saam met jou. Abba Vader, baie dankie dat u ons God is. Dat u lewe. Dankie dat die woord vir my sê, u sal vir my stry. Here, ek bid vanoggend, dat uit ons gees uit, u Heilige Gees, soos 'n vloed sal kom, en die vyand sal wegdryf. Dankie dat u ons genadig is,
Dankie dat U ons liefhet. Amen.